Goeiemôre, baie welkom. Dis so na 'n lekker Paasnaweek, ons is nou in die Paase tyd. Ons gaan kyk na twee gedeeltes vanoggend. Die belangrikste gedeelte is 1 Petrus 1. Maar jy kan regtig ook in Johannes 20, van vers 19 af, die verhaal van Thomas, van Jesus se verskyning aan sy disippels ook lees. Want ek gaan die twee gedeeltes so met mekaar so bietjie laat vervleg, die twee deegies in mekaar inknie. Maar baie welkom, kom ons begin op die regte manier, kom ons bid saam. U het my rouklag in 'n koordans verander, my rouklere uitgetrek en my vreugde omgord, sodat my hele wese U kan besing en nie stil bly nie. Here my God, ek sal U vir altyd prys. Amen. Genade en vrede vir jou, sê God ons Vader, en Jesus Christus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees in ons lewe. Wat 'n mooi groete. Jesus lewe, hy leef regtig. En daarom wil ek jou nooi en sê, kom lees saam met my. Lees saam met my 1 Petrus 1, daarvan vers 3 af. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op 'n onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis, wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid, wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid, wat die einddoel van julle geloof is, en dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap. Wat 'n mooi gedeelte, né? Maar dan wil ek jou nou nooi en sê, maak gou jou Bybel oop, of andersins sit sommer net en luister. Ek gaan nie van vers 19 af lees nie, maar ek gaan so eentjie verder lees by vers 26, waar Thomas se verhaal nou inkom. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in die boek geskrywe is nie, voor sy disippels gedoen, maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam, die lewe kan hê. Dis 'n aangrypende verhaal, né? Veral hierdie een van Thomas ook. Wat 'n interessante ding, maar nou van Thomas gepraat. Wat as? Wat as? Jy weet ons as kinders al speletjie speel van wat as? Wat as ons aarde nie 'n maan gehad het nie? Wel, ons kan maklik wat as sê, maar ek wil jou sê, Neil Commons se seun het dit eenslag vir hom gesê, papa, wat van as die aarde nie 'n maan gehad het nie? En Neil Commons was ongelukkig, of gelukkige professor in fisika en in astronomie. So hy het 'n interessante ding gedoen, hy het bietjie gaan nalees en gaan nadink, wat van as die maan nie bestaan het nie, en toe skryf hy 'n boek. Sy liewe kind het toe 'n boek geërf, Solon het hy dit genoem. Solon is dan nou
'n tweede aarde, 'n aarde sonder 'n maan, presies dieselfde as ons aarde, maar net sonder 'n maan. En toe het hy sy somme gemaak. Twee van die dinge wat interessant was, is dan sal 'n dag net 8 ure hê. Maar daar gaan ook geen getye wees nie. Daar gaan nie hoogwater en laagwater wees nie. Maar nou van hoog en laagwater gepraat, is daar 'n interessante ding wat hy toe sê, want jy weet, visse byt meer as die maan opkom en as die maan ondergaan. En selfs wild loop meer en wy meer as die maan opkom en as die maan ondergaan. So dit gaan ook nie meer daar wees nie. En so het hy 'n klomp dinge gehad oor die Solon en hoe 'n lewe op Solon sou wees. Wat as? So moenie te veel wat as dink nie, maar ek dink Thomas het wat as gedink. Wat as Jesus nie opgestaan het nie? Wel, wat as Jesus nie opgestaan het nie, dan was daar nie 'n nuwe lewe nie. Want Jesus het die nuwe lewe vir ons oopgesluit. En as hy nie 'n lewe was nie, was daar ook nie 'n lewende hoop nie. As ek nou Petrus se woorde mag gebruik nie. En dan, oom Paulus se woorde, is ons die armsaligste mense wat dan lewe, as daar nie 'n ewige lewe is nie. Van hierdie sterk woorde gepraat, dink ek nou aan 'n verhaal van 'n jong meisie, Virginia is haar naam. Virginia was 19 jaar oud toe haar storie geskryf is. Maar dit was haar 15de huis waar sy vir pleegsorg geplaas is. 19 jaar oud, 15 huise. Sy is die modelverhaal van verwaarlosing, van mishandeling, van in die steek gelaat. Die arme mens. Toe by hierdie 15de huis, waar sy toe nou geluk gevind het, skryf die maatskaplike werker toe die verhaal. En toe hulle nou, toe sy en die maatskaplike werker by die huis aankom, hulle stap voordeur toe sien die maatskaplike werker Virginia tree anders op, sy vra vir haar, is jy bang? Nogal, sê sy. Nee, ons hoop hierdie keer gaan dit beter gaan. En Virginia sê vir haar, ek hoop nie meer nie, dis te seer. Sjoe. Ek hoop nie meer nie, dit is te seer. Jy weet, wat as daar nie 'n opstanding was nie? Dis wat met die disippels gebeur het, na Jesus dood is, het hulle eintlik teruggeval in 'n ou lewe, hulle was besig om so terug te val in 'n ou lewe, hulle daarom nog Sondagoggende vroeg by mekaar gekom, die Here toegesluit op die boonste verdieping, dat niemand weet, hulle is by mekaar nie. Maar toe, soos elke Sondag daarna, die Sondagoggend, toe staan Jesus daar tussen hulle. En hy sê vir hulle, vrede vir julle. Ja, toe deure gesluite deure, vensters toe, alles toe, vrede vir julle. En 10 van Jesus se disippels sien dit. Sien hom. Nou vertel hulle van nommer 11 vir Thomas. Thomas, jy was nie hier nie, maar Jesus was hier. En Thomas sê net, ek hou nie van hierdie wat as nie. Wat as Jesus opgestaan het nie. Dis te seer om te hoop. Dit moet wees of nie wees nie. Los my uit hierdie storie uit. Ek gaan nie nou verder spekuleer nie. Wat as Thomas? Wat as Thomas sê, wel, ek het klaar geas en teruggeval in my ou lewe. Ek is vergewe, want Jesus het op Goeie Vrydag vir al my sondes betaal. Maar ek is vergewe, maar ek is ook vergete, want Jesus het nie opgestaan nie. So wanneer ek sterf, is ek dood, en is daar geen lewe hierna nie. Maar dan is daar Jesus. Dan sê 1 Petrus 1 vir ons, en dit is ons antwoord, maar dan is daar Jesus, Jesus wat vir Thomas kom antwoord, en Petrus wat dit net op 'n ander manier vir ons gee. Jesus kom by Thomas, en dis hoekom ek sy verhaal gelees het, want jy gaan al hierdie ook in 1 Petrus 1 sien. Thomas, ek het hierdie diep omgee vir jou. Petrus skryf daar in 1 Petrus, God het hierdie diep omgee vir ons. 'n verskriklike omgee vir ons. Daarom gee hy vir ons 'n lewende hoop en 'n onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis. Kan nie wees dieselfde as van tevore nie. En Jesus verskyn na 8 dae weer, en dan roep hy vir Thomas, en hy sluit vir Thomas in sy toekoms, en hy sê, Thomas, druk jou vinger hier in. As jy onthou, hy het vir Maria gesê, moenie my aankleef nie. Maar vir Thomas sê hy, terwille van jou geloof, kom raak aan my, druk jou vinger in, druk jou hand in my sy.
Ek sluit jou in my toekoms in. Ek is so ongelooflik lief vir jou. Ek gee soveel vir jou om. Ek gaan nie in die toekoms in sonder jou nie, Thomas. Petrus skryf dan ook, vir julle as gelowiges, julle wat lank na dit leef, en nie vir Jesus kan sien nie, julle moet ook kan glo, en julle moet ook weet, God het julle innig lief. Maar dalk is dit nie die probleem nie, nee. Ons glo in God. Hoe 'n alkoholist het eendag gesê, toe hy die hoeveelste keer in sy lewe terugval, toe sê hy, ek glo in God, maar ek weet nie of God nog in my kan glo nie. Kan God nog in my glo? Kan hy my vertrou? God glo nog in ons. Jesus sê vir Thomas, ek gaan nie sonder jou die toekoms in nie. God sê vir ons, ek gaan nie sonder julle die toekoms in nie. En Jesus doen 'n interessante ding, en dit is wat 1 Petrus ook sê, God kom hou ons naby hom. Hy kom hou ons naby hierdie onverwelklike erfenis. Man, as ek nou Openbaring lees en so, dan wil ek nou vir jou sê, en ek stel dit nou maar baie menslik, daar in die hemel het God vir elkeen van ons 'n kroon, 'n goue kroon, met jou naam op, is jou kroon. En hy bewaar die kroon, maar daai erfenis wat ons kroon is, jy kan dink, daar in die hemel is daar nie stof nie, daar is ook nie roes nie, daar gaan ook nie 'n inbraak wees en jou kroon gaan wegraak nie. God bewaar jou kroon vir jou. Nou sê Petrus hier, sê maar daar's 'n mooier ding wat jy moet besef. God bewaar ook vir jou kroon. So jy gaan by jou kroon uitkom. God gaan daarvoor sorg. God bewaar jou kroon, maar hy bewaar ook vir jou kroon. Ja, typies Petrus, jy gaan gemaal en gesmeld word soos goud. Die meelstene van die lewe gaan jou maal, die vuuroonde van die lewe gaan jou smelt. Goud hou nie op goud wees as hulle gemaal en gesmeld word nie. Om die waarheid te sê, goud word suiwerder, 18 karaat, 21 karaat, 24 karaat goud. Soos dit ook met ons. Jy is 'n kind van God. En omdat jy 'n kind van God is God net besig om jou geloof suiwerder en suiwerder te smelt, sodat dit lof en eer en heerlikheid waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. So, hou aan glo, want God glo in ons. Dis ons hoop, dis ons lewende hoop, om aan te gaan vorentoe. Maar dis nie net hoop nie. As jy daar verder lees, dan sê hy ook, dis ons vreugde. Dis ons vreugde. En die vreugde is 'n wonderlike ding wat God ons gegee het. Dante, die filosoof Dante het lank terug al, het hy gesê, bo die hel staan daar 'n bordjie. Elkeen wat ingaan, laat vaar alle hoop. Dit is wat die hel is, om alle hoop te laat vaar. So ek wil vir jou sê, hou aan hoop. En dan as ek vers 8 en 9 lees, hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid, wat die einddeel van julle geloof is, en dit vervul julle met 'n onuitspreeklike, heerlike blydskap. Hierdie vreugde, kom ons maak van hom 'n kapstok. Vreugde staan vir Vader, God die Vader, wat omgee en spesialiseer in genade. Die R van vreugde staan vir Here, ons Here Jesus Christus, ons redder en ons koning, wat die wêreld oorwin het. Die E staan vir 'n lewende hoop. Ons weet die Bybel is waar, en daarom kan ons dit lees en dit deel van ons lewe maak. Die U staan vir 'n nuwe lewe. Jesus het alles betaal, maar hy het nie net betaal nie, hy het dit verseël met sy opstanding, so ons weet, die nuwe lewe is 'n werklikheid. En die Gees staan natuurlik vir opstanding, want ons is nie meer bang vir die dood nie, want die dood het nie hou vas op ons nie. Ons gaan opstaan. En dan die vreugde se D is God se krag. Dieselfde Heilige Gees se kragtige werking wat Jesus uit die dood opgewek het, met dieselfde kragtige werking werk die Heilige Gees ook in ons. God se krag. En dan is die laaste E staan vir erfenis, daai kroon, wat ek nou so beskryf het, wat in die hemel vir jou wag, wat 'n wonderlike vreugde. So dit vul ons met 'n onuitspreeklike vreugde, 'n blydskap sonder remme.
So ek wil eintlik vir jou sê, kom ons maak Thomas se belydenis my belydenis. As die film 3 Colors Blue van 'n vrou, haar naam is Julie. As jy dit wil gaan kyk, die fliek wil gaan kyk, 3 Colors Blue. En Julie se man en dogter is in 'n motorongeluk oorlede. Haar man was 'n wêreldbekende komponis en hy was besig met 'n musiekstuk. Sy, wat Julie is, was self baie goed in musiek en sy het hom baie gehelp. So sy was, ek wil amper sê, sy regter en sy linkerhand gewees. Maar toe haar man nou sterf, het sy alles net gelos, sy het gekoot, nee, sy het alles gelos, sy het al die musiek weggepak en wegverbrand en alles net tot niet gemaak. En hoe meer sy probeer wegkom van haar ou lewe, hoe meer die musiek in haar kop begin speel. Nou, hulle wys een snit daar in die fliek, dan swem sy vir oefening. Maar as sy so uit die water uitkom, as sy wil uit die swembad uitklim, dan begin hierdie musiek weer in haar kop speel. En haar musiek speel net in haar kop. Sy kuier by haar vriendinne, dan begin die musiek net in haar kop speel. Sy kyk na 'n fliek, dan begin die musiek in haar kop speel. Totdat sy besef, sy kan hierdie musiek nie los nie, en dan gaan sy terug, en dan skryf sy hierdie musiekstuk klaar. En dan die film, wat is so mooi, dan speel hulle die musiek, maar dan is die woorde onder, dis in Grieks, maar dan sien jy, maar dis 1 Korintiërs 13, wat getoonset is. Vers 8, hom het julle lief. God se liefde, wat eintlik net weerkaats in ons lewe. Thomas se wederliefde, as Jesus vir hom sê, Thomas, ek is lief vir jou, ek gaan nie sonder jou die toekoms in nie. En Thomas sê, my Here en my God, jy hoor die liefde, nee, ek kan nie van God loskom nie. Ek is vry deur God se liefde. Liefde is geduldig, en liefde is vriendelik. Liefde is nie lig geraak nie, en liefde bedek alles. Dis hierdie liefde, sê Petrus, dis hierdie liefde, dit wen ons. Dis in hierdie liefdestaal wat Jesus dan ook vir Thomas sê, gelukkig is hulle wat nie sien nie, maar nog my liefde ervaar en kan glo. Dis ons, wat in God se liefde nooi. So vandag nooi ek jou net uit en sê, kom ons sê dit saam met Thomas, ons vul so 'n bietjie sy woorde aan en sê, my Here en my God, U is groot, maak my oë en my ore oop vir U liefde, sodat U grootheid en U goedheid, dat ek dit kan sien, en U sal aanbid en vir U sal dien. Kom ons bid saam. Here, maak my geestesoë oop, my ore oop, dat ek kan hoor en kan sien, U liefde, die liefde wat U vir ons het, en dat U in ons glo, want U Gees woon in ons. So die werk wat U in ons begin het, deur die werking van die Gees, maak dit dan ook klaar, Here. Help ons om in ons liefde aan U verbind te bly, en vir altyd die toekoms saam met U in te stap. Ons loof U, ons prys U. Dankie dat ons weet U leef en ons saam met U. Amen. As jy vir die Here wil dankie sê op 'n tasbare fisiese wyse, dan weet jy kan jou dankoffer elektronies inbetaal. Daar's allerlei maniere. Jy sien vir SnapScan en alles. Jy kan dit doen. Ons as kerk is gerad om dit te gebruik in die koninkryk van God tot die eer van sy naam. Maar nou wil ek jou die seën uitspreek, maar hierdie seën is nie net ietsie om te sê dis klaar nie, dis om te sê, God seën jou en hy gaan saam met jou. So vat dit so. Mag die liefde van God en die vrede van Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees met ons wees en bly. Mag dit ons aanspoor om te gaan leef soos God ons gewys het en geroep het, eensgesind, simpatiek, liefdevol, goedhartig en nederig. Amen.